Koester dankbaarheid. En dit gesels ons in die konteks van ons gesprek oor koester positiewe emosies wat ons help om beter te floreer. Ek weet nie wat 'n situasie jy nou is nie, maar begin my hierdie versoek. Watter een seëning kan jy wel raak sien? Waarmee het God jou reeds vandag of die afgelope week geseën? Noem net een van hulle. Jy hoef nie meer te noem nie. Het mag wees dat jy dalk net kan dankie sê dat jy vanoggend wakker geword het, of dat jy kan voel jy haal asem, of dankie dat jy geluide kan hoor, of iets soos koffie of tee kan proe. Ons weet dat dit waarop ons fokus is waarin ons aandag gaan, en sodra ons aandag daarin gaan, dan begin ons dink daaroor, dan begin die gedagtes ons help om emosies te vorm daaroor. En omdat ons breine ingestel het om antwoorde te kry en ons te weerhou van gevaar, is ons by verstek geneig om eers die negatiewe raak te sien, te dink watter negatiewe konsekwensies kan daar wees. Hulle noem dit die sogenaamde negativity bias. En natuurlik volg dan negatiewe gevoelens soos angs en woede en so meer daarop. Maar dit hoef nie so te wees nie. Hoe meer ons breine instel om positiewe emosies raak te sien en daaraan aandag te gee en dit op te tel en te vier in ons lewe, des te meer raak ons optimisties en hoopvol. Die sielkundige Fredriksen sê positiewe emosies soos dankbaarheid versterk ons welstand en dit versterk ons perspektief. Dit is vir my baie interessant hoe prakties koning Dawid en die Israeliete van destyds gewys het hoe hulle die emosies beleef. As hulle intense hartseer en verlies beleef, dan het hulle klere met grove materiaal gedra, amper soos hierdie gooiingsakke. En ek kan net dink hoe dit op hulle vel moes gevoel het, want ek is sensitief vir daardie tipe materiaal. En jy kan net dink in daardie persoon se situasie wat hulle nie goed voel nie, hoe skaaf dit hulle nog meer, hoe haal dit as het ware die pyn nog meer uit in hulle lyf. En soms het hulle dan ook nog as op hulle kop gestrooi, as teken van intense rou. Die omgekeerde natuurlik ook gebeur. As hulle ontsettend dankbaar is en lof aan God wil bring, dan het hulle mooi klere aangetrek. Ons lees byvoorbeeld Dawid se Psalm 30 vers 12 tot 13. Ek was in rou, maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing tot U eer. Ek sal nie stil bly nie, Here my God, vir altyd sal ek U loof. Koester vandag dankbaarheid, wat jou oë oopmaak vir God se seëninge en trek sommer klere aan wat daarby pas en dit wys, en as jy in die spieël dit kyk, dan sien jy jou dankbaarheid vir God. Leef geïnspireerd.